rugby span het ons 'n groep. Dis 'n groep seuns wat of girls, nou wat se rugby span het gespeel is. Seuns en girls wat ook rugby speel, is in 'n groep. En dan is daar natuurlik wat is nog? Wat se groep is daar nog? Wat 'n bietjie weer seën. Netbal, yes, wat is daar nog? Hockey. Was 'n groep wenners en 'n groep verloorders. Nee. Wie's blou hulle? Ek is so bly jy steek nog jou hande op. Wie's Lions? Yeah! Lions. Hoorie so, ons het simpatie met julle as Lions, want ons het baie lank al die spanne bo gehou op die land. So, ons weet te veel. Right, wat se groep is daar nog? Kom julle, daar's Kelsey. Tennis. Ja. Sokker, yes. Wat is daar nog? Wat speel jy nog nie? Nou, Ski, koor. Yes, verskillende kore. Jo, ek was oor 'n bietjie raak by jou, Kiara. Verskillende kerkgroepe, yes. So ons het baie groepe. En die ding is, aan groepe is daar gewoonlik dinge wat daai groep kenmerk. Soos byvoorbeeld, een kenmerk van die Lions is, hulle dra rooi en hulle wen. 'n Ander kenmerk van die blou bulle is, hulle dra blou en hulle. Nee, julle ek sport maar net by die blou lig. Almal is eintlik goed doen. Maar die blou lig, die Lions is net beter. Anyway, goed. So, groepe is oral in ons lewe. Ons het groepe verder om te sê, ons het baie keer ons onderverdeel onsself in verskillende ouderdomsgroepe, kinders, tieners, jong volwassenes, jong werkendes, adolessente en al daai dinge. Ag, en daar's klomp groepe, maar wanneer die mense aan groepe hoor, is daar seker 'n kenmerk. En dit is, wat doen ons? Wat doen julle groep? Wat is julle missie? Byvoorbeeld as jy rugby speel, wat is jy rugby speel as jou grootste missie? Sê my bietjie, enige sport, wat is jou grootste missie? Kelsey. Om te wen. Wat nog? Jock. Om 'n 3 te druk. Yes. So ons jy. Daniel. Om te speel. Goed te speel. Yes. Wat dan nog? Saam te werk. Yes, dan moet jy. En doen net maar met goeie. Ja, maar as ander goed ook. Ja. Om dit te geniet. Yes, nou ja. Om te sing. Ja. Maar weet julle wat, nee? Die ding is, daar's groter goed, daar's samewerking, daar's genot, daar's spel, daar's allerlei dinge wat ons doen, wat vir ons dit lekker maak ook om deel te wees van 'n span. Kenmerke, sê gou so met my, kenmerke. 'n Kenmerke, wat doen ons groep, wat is ons missie? Dan is daar 'n ontmoeting. Wanneer kom julle by mekaar? Al die rugby mense, al die rugby netbal, sulke mense. Ons begin met rugby, wanneer kom julle gewoonlik by mekaar? Ja. Julle oefen, agter jy toe. As julle wedstryde speel, yes. Wat nog? Jy by al. Ja. Ja, wedstryde speel en as julle met almal fiksheid doen, is niemand daar nie. Dan het almal julle van 'n seer poot of 'n ding. En die girls, wanneer speel hulle netbal? Wat 'n bietjie hoor, wanneer kom julle by mekaar? Kom jy op. As julle opwarm doen, yes, Naomi. Wedstryd speel, wat nog? Pause, yes. Wie van julle speel rugby of tennis of wat ook al, handjie tennis of ander pauses? Ek het dit gelag en Monas het ons in pauses tackle rugby gespeel. Jy het jou na die derde keer dat al my hemde sy knope afgebreek het en my ma regtig opset geraak het met my het ons begin rugby te ry skool toe vat. En dan in pauses het jy met rugby te ry geoefen. Dan het gespeel. Tackle rugby. Gaan nas, tackle rugby, boy. Dit is amazing. Jy verstaan nie lekker op skool vir my. In elk geval. En dan so impak.
wat 'n verskil maak julle? So hoor 'n bietjie, wat 'n verskil kan verskillende groepe maak? Oom, jy het nou gesê 'n koor, né? 'n koor is ook 'n groep. En 'n koor is byvoorbeeld, wat hulle doen is hulle in 'n groep mekaar kom as hulle sing, hulle kom mekaar as hulle oefen, as hulle optree, en die verskil wat hulle maak is, hulle verskaf aan mense musiek, en musiek is wow, né? Ons almal hou van musiek, musiek is lekker. Daar's verskillende tipes musiek, maar 'n koor maak dit lekker, maak ons lekker. En dan is al 'n klomp ander verskille wat 'n mens maak as jy in verskillende tipe groepe is, afhangende wat jy kenmerk is. Goed. Daar was 'n eerste gemeente gewees. 'n groep Christene wat bymekaar gekom het, net na Jesus opgevaar het in die hemel toe. Né? Kom maar gou by wie vind jy kan onthou. Jesus het opgevaar na die hemel toe en hy het twee goed gaan doen. En die eerste ding wat hy gaan doen het was wat? Hy het vir ons, daar duidelik die bed. Hy het ons ja, hy het vir ons 'n plekkie gaan voorberei, né? En wat is die tweede een? Kan die tweede onthou? Hy het ja. Hy het gesterf, hy het na hy gesterf het opgevaar in die hemel toe, en toe wat doen hy? Hy sit aan om wat te doen, om te regeer saam met God. So God het die hemel toe opgevaar vir twee goed te doen. Die een is om vir ons eendag 'n plekkie reg te hê, en die ander een is om nou by ons lewe betrokke te wees teen te regeer saam met God. Goed, toe sê ek laas ek vir julle die Heilige Gees uitgestort en so aan, en hier is ons by Handelinge 2. Die wat op sy woorde ag geneem het, wat sy woorde ag geneem het, is gedoop. En omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Hulle het heel hartig toegeleef op die leer van die apostels, en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Nou, wie van julle weet wat's doop? Nou, ek was kyk ons, okay, nou wie, go for it. Yes, baie mooi. Ek kom ook hoor 'n bietjie by julle. Wat doen ons die doop? Dit is 'n wat? Nee, Monique. Asseblief. Okay, Monique, sê vir ons. Dis 'n sakrament in die kerk. Dis 'n sakrament. Wie weet wat is die ander sakrament? Okay, Monique. Nagmaal. Die nagmaal. Soos dit vanmôre die nagmaal sakrament en die doop is die sakrament. En dan die doop is die punt wat ons maak, dis ons is deel ook van hierdie groep. Dis deel van die Christelike geloof. En die soos wat hierdie ouens gedoop het. Hulle is gedoop en daai mense was gedoop omdat hulle ouer was. En ons het die voorreg om kindertjies te doop as hulle klein is om hulle hele lewe ook te leef in die wil van die Here. Okay, check uit so net. En hulle het onderlinge verbondenheid gehad. Dit beteken dat hulle wat 'n groep gevorm. Hoor jy so, hulle het so opgetree. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen en dit het almal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan mekaar uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis gemeenskaplike maaltye gehou. En God, hulle kos met blydskap en in eenvoud geëet. En God geprys. Die hele volk was hulle goed gesin. En die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoer. En die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoer. Kyk, so, in die nutshell, werk het so. Daar was gelowiges, mense wat net nou iets opgevaar het in die hemel, en mekaar gekom het, en hulle het 'n gemeente gemaak. En hulle het geglo in Jesus, en hulle het 'n groep gemaak, en hulle het ook goed saam gedoen. Kyk, en hulle was omtrent 3000 mense gewees, en hulle het 'n paar kenmerke gehad. En daai kenmerke het hulle as groep wat uitstaan in die wêreld uit, en daai kenmerke het gemaak dat 'n klomp ander mense ook gelowiges word. So die manier hoe hulle geleef het, dit het hulle gestaan het as 'n groep, het gemaak dat ander mense ook gelowiges word. Check hierso. Die eerste gemeente as 'n groep het die volgende gedoen. Hulle het wonderwerke gedoen. Wie weet wat 'n wonderwerk?
Ek sien 'n hand daar agter, is jy? Dis ietsie wat nie rarig kan, wat 'n mensie kan hanteer. Ja, en dit is iets wat nie reg eintlik kan gebeur nie, wat wel gebeur deur die krag van Jesus, né? Deur die krag van die Here. En die Here het gesê, is 'n belofte was dat wonderwerke dat die apostels gaan kan wonderwerke doen en al die goeders. En so het sy woord verkondig. En hulle het dit kon doen. Wie van julle dink ons het vandag of vandag se tyd nie meer wonderwerke nie? Wie sien al is vandag nog wonderwerke? Weet julle wat gebeur met wonderwerke? Jy moet dit soek. Jy moet dit sien. Jy moet God die kans gee om jou oogies oop te maak, dat jy sy werk in die wêreld kan sien. En ons as gelowiges moet altyd mekaar aanspoor om dit te soek en mekaar sê, maar weet jy wat, dis nie toevallig nie, dis die werk van die Here. Die Here het dit gemaak dat dit so is. Die Here het gesorg dat jy nou hier is, dat jy die boodskap kan hoor. Dat jy vanmôre kan sit by ander mense en die regte goed kan hoor. Of wat ook al daai wonderwerk is en nooit ophou glo dat die Here ook met wonderwerke sal ingryp. Altyd bid vir die Here. Ek weet van wonderwerke wat in die saal sit vanmôre. So ek weet dit baie kry. So wonderwerke gebeur elke dag. Die tweede is ons het lief vir mekaar. Kyk, almal staan op die gee die persoon langs jou drukkie, lekker stywe drukkie. Dis lekker koud. So kom ons gee mekaar 'n drukkie. Maak 'n bietjie warm, 'n bietjie hitte aan mekaar. Goed. Dan. Het hulle met mekaar alles gedeel. Die eerste Christene het met mekaar alles gedeel. Hulle het besittings gevat, hulle het hulle geld gekoop vir geld en die geld met mekaar verdeel. As hulle eendag 'n pampoen geboer het, ek weet nie hoe dit geplant het en die plant het gegroei en dit het 'n pampoen geword. Dan het hy die pampoen gegee vir sy chom en gesê, ek sien jy het 'n pampoen nodig. En hy het gesê, man, ek het net 'n springhaas geskiet, hier is vir jou 'n bout. Jy weet, en daar was goed gewees soos, hulle het mekaar alles gedeel. En dit was so great gewees, want dit het gemaak dat niemand 'n worry gehad het, want jy het altyd gekry wat jy nodig gehad het by mekaar. Dan die môre julle was saam eet, wie van julle hou van eet? Ek love eet, wie hou van eet? Wie hou van pizza? Hulle sê, wie hou van burgers? Julle, ek het gister die grootste burger in die wêreld geëet. Ek sê jou, beloof het om, maar dit was so groot. Ek het so, my mond so moes oopbreek. Wie van julle wat al 'n Goliath burger geëet by Black Horse? Baie is huge. Baie is regtig groot. Dis 'n baie lekker burger, maar hy's regtig groot. Soos ek hou van baie eet en daai was genuine op my maximum. Jy weet as jy so begin skyn sit terwyl jy eet. Dat jy plek maak vir jou maag. Yes. En wie hou van sweets? Wie kan sweets eet vir ontbytmiddagete en aandete? Wil ek nie hoor, okay, en dan gaan 'n groot ding uitkom. Wie hou van pap en vleis? Steak. Das sy, steak. Das sy. En nou sit ek hier vir die puriste. Wie hou van 'n lekker stukkie vis? Vars gevangde seevis. Ek gaan my ompoop. So, as jy vis gevang het, dan so lekker tuna of 'n kuda, en jy sny hom en jy maak hom net al gaar. Hy het nog nie vrieskas gesien nie. Lekker. Anyway, maar saam eet. Wie hou daarvan om alleen te eet? Ja, want daar's meer vir jouself. Wie hou daarvan om saam te kyk? Mense hou lekker braai, al jou maats kom oor en alles. Mense eet saam. Yes. Het jy nou geweet? Dit eet 'n geweldige belangrike ding is om saam te eet. En ek sê sommer nou vir al die papas en mamas hierso. As jy jou aandete eet terwyl jy 7 rond kyk, stop al weer.
Almal het deesdae PVR. So gebruik jy PVR en record dit. En dan kyk jy daai eet of eet vroeër of eet laat. Moenie vir die TV eet. Spandeer tyd om met mekaar gesels dan ons eet. Jy kry eet kom op tafel en sê. Jy weet as jy nie net jy koop die TV en koop eet kom op tafel, dis 'n leuke belegging in die lewe. So, Jenny, ek dis baie belangrik, mense moet tyd maak om met mekaar saam te eet. En ons is gelowiges ook. En ek het so 'n gevoel in my, dat volgende naweek so 'n naweek is, jy weet, waar ons bietjie hoenderbraai hou, en ons hierdie hoenderhokke gaan maak, en daar gaan 400 hoenders gegrill word, en dan gaan ons almal eet, en dis samesyn. En dis wat die effek is, samesyn. Dan is daar, hulle het saam tempel toe gegaan, en hulle het saam God geprys. Nou om saam tempel toe te gaan, is om saam kerk toe te kom, soos wat julle wat nou sit, sê vir die persoon, maar sê, hoe is dit? Hoe is dit? Ja. Jy sê dit, daar is baie. Mense het verstaan, dat om hier so te wees vanoggend, en al die mense om jou te sien, 'n groot ding is, wat dit motiveer mense om aan te gaan, as Christen. En dan sê mense, jy is nie alleen, en as mense het saam met jou glo, en dan sê, ons is verantwoordelik vir mekaar. Sê vir persoon langs jou, ek watch you. Ja. Watch you. Jy sê wat ons moet verantwoordelik wees vir mekaar. Ons moet vir mekaar sê, weet jy wat goed daar? Ek dink nou, jy sê besig met dit om gemors hierso. Ek dink jy moet 'n bietjie regte. Of ons moet mekaar sê, ou vrou, jy was lank in die kerk man, wat verander? Daar seker groot hoor by die huis. Jy weet? Ons moet mekaar verantwoordelik hou. En dan die ander ding is natuurlik, dat almal in die omgewing en almal in die wêreld sien, en oral se sien, dat hierdie mense Christen is. Op 'n Sondag gaan hulle kerk. En almal van ons weet, op 'n Sondag weet jy in kerk te gaan. Daar sit 'n ander feeling op 'n Sondag. Veel is vir vertel, as 'n klein kind, nee. Hy kyk by oupa, my pa, my ma, hulle het 'n plaas gehad op Ellisras. Wie weet wat is Ellisras? Dis nou Lefalale. Ja, wie weet dit? Dit is so naby die grens. Daar by Botswana. En op 'n Sondagoggend, daar waar jy 2 keer in 'n week het jy dorp toe gery. 1 keer op 'n Woensdag en 1 keer op 'n Sondag. Woensdag het jy al jou koppies gedoen wat jy moes, en op 'n Sondag het ons melk afgelewer en ons het kerk gegaan. En elke Sondagoggend was daar net so 'n ander vibe by die plaashuis. Jy het wakker geword, jy geweet vandag is dit tyd vir kerk. Dis 40 grade Celsius buite, maar die trek is soet aan. Dis tyd vir kerk. En jy klim in die kar en jy ry en jy gaan kerk toe. En op daai oomblik kom al die boere bymekaar. En hulle gesels en hulle bid vir reën en al die wonderlike goed onder mekaar en hulle leer die kinders en kategees en alles. En as hulle klaar is, dan het almal weer gegaan en jy het hulle lekker groot middagete geëet en dan jy gaan sit. Toe op bed gaan lê, net lekker tyd gehad. Dis hoe Sondag gelyk het. 'n Sondag het nie gelyk van ek klim nou in my kar en ek spring en ek jaag na Cresta toe en ek soek iets daar en dan jaag ek nou Clearwater toe, dis ook nie daar nie en dan gaan ek Cradlestone toe en dan is dit daar en dan moet ek jaag en ek moet middagete gaan eet daar aan die ander kant, daar by Robert Broom is daar 'n plek. Ek weet nie wat die plek se naam is nie, maar maar lekker ribs. En ek moet daar gaan en ek moet daar gaan eet. En as ek al klaar geëet het, moet ek jaag by die huis toe want ek moet nog werk oor vir môre en as ek al die werk klaar gedoen het, dan moet ek eers die kinders se tasse pak en die klere stryk en alles en op 'n Sondag aand verby is. Dan is ons moeg vir die week begin. En ons het nie krag om die week aan te gaan nie. Want ons het een keer eers kom stil word oor die Here. En mekaar versterk in geloof. En dis hoekom ons kerk op 'n Sondag. Mense sê my baie, bro, ek kan wel eens kerk kyk op die TV man. TBN en al wat goed. Sê ek vir hulle nie kan nie. Jy kan dit boodskap hoor, lees. Definitief. Maar jy kan dit lees in 'n dagstuk boekie. Jy kan dit enige dag op YouTube kry. Enigiets. Wat maak kerk anders? Kerk maak die samesyn van gelowiges. Die feit dat ek gaan na 'n spesifieke space na die tempel toe gaan. En as die heel eerste Christene gesê dis belangrik. Ons moet dit doen.
Die mense wat die naaste aan Jesus geleef het, hoe kan ons dan sê dit is nie? En dan moet ons saam God prys. Julle, daai eense Christen het mekaar, hulle het gelag, hulle het God geprys vir alles. Sê, Here, dankie vir die kos, Here, dankie vir die nuwe dag, Here, dankie vir die saamloop. Here, ons prys U naam dat ons in U kan glo. Dankie vir die verlossing wat ons het in Jesus Christus. Here, ons prys U, ons prys U, ons prys U. Hulle het die God geprys vir alles. Want hulle het geweet elke oomblik is uit genade wat hulle leef. En ons moet dit altyd doen. En alles wat ons doen, ons hele lewe moet 'n pryssaam wees vir die Here Jesus Christus. Want hy is dit werd. En dan jy lewe gaan net so verkoeler wees. Imagine, jy gaan van die lewe sak. Here, dankie vir hierdie dag. Van alweer skool. Wat? Nou, Here, dankie dat ek vandag in skool te gaan en kan leer. Imagine jou lewe, hoe mooi gaan jou lewe lyk, as jy vir God prys vir alles. Mense het gesien hulle met mekaar werk, en wou ook deel wees daarvan. Hulle optrede het ander gered. En dit is regtig so, as ons leef, en ons leef elke dag voluit vir Jesus, en ons deel met mekaar en alles, dan het ons 'n lewe wat uitstaan in die wêreld. 'n Lewe wat vir ander mense sê, hey, check vir my lewe is regtig awesome want ek het Jesus Christus. Weet julle wat, julle is welkom in te kom hier in. Ons is 'n oop gemeenskap. Kom word deel van ons. Ons het oop arms wat druk iets gee vir almal. En al daai tipe van ons wil graag met julle deel, ons wil julle lief hê. En as hulle sien ons het mekaar werk en die mooi manier ons het mekaar werk, wil ander mense absoluut deel hê daarvan. Weet julle, dit is vir my ongelooflik as ek sien in ons gemeente hoe mense hulle self ontferm oor ander mense. Ek het self ervaring gehad. Onthou julle so 'n jaar en 'n paar weke terug ons 'n ongeluk gehad, hè. Ek moes vir hulle gesê, "Jesus, ek was alleen daar in Piet Retief, maar ek was nie alleen nie want die gemeente was by gewees. Dit as ek my foon nie heeltyd op 'n charger gesit het nie, het my foon afgegaan, want te veel mense het my gebel en my gemessage." En dit is absoluut so. Hoe ons mekaar kan versterk en ander mense het sê, "Wel, hulle net deel is op." Ons is die Jesus groep. Sê dit gesond met my, die Jesus groep. 1, 2, 3, go. Jesus groep. Yes. Hoe lyk ons as Jesus groep? Ons sê God is almagtig. Sê God is almagtig. Ons moet mekaar lief hê. Gee die persoon langs jou drukkie. Net so vinnig, so net skouer. Yes. Mekaar lief hê. Ons moet deel, nie net in staf nie, maar ook in ons wysheid, ons kennis, ons liefde, ons wat ook al ons kan deel met ander mense, moet ons met hulle deel. So, God is almagtig, ons moet mekaar lief hê en deel sê, skryf die persoon langs sy hand, sê, ons gaan deel. Asai. Ons het saam kyk, sê die persoon, ons gaan kyk. Yes. Ons gaan mekaar volgende week sommer by die kerk ontmoet. Sê, sien jou volgende week. Ek sien jou volgende week. En dan sê, dit is so lekker om hier te doen. En dit is go. Daar sê, want ons gaan van Jesus saam prys. So God ons sê, as Jesus groep is ons kenmerk. God is almagtig. Ons gaan mekaar lief hê. Ons gaan deel nie net in staf nie, maar alles wat ons kan. Ons gaan saam met mekaar kyk. Ons gaan saam Jesus prys. En ons gaan mekaar ook by die kerk ontmoet. Wees lief vir mekaar en lief vir ander. Hoe ons optree kan ander red. Ek gaan dit weer lees en dan hoor julle mooi. Wees lief vir mekaar en wees lief vir ander. Hoe ons optree kan ander red. Kom ons bid.